Baie hartlike welkom aan een en elkeen van u. Dankie vir die voorsang, dit was heerlik geweest. Dit was vir my tot groot seën toe ons daardie lied sing, Come and I bless thee, O Lord, dat die Here ons antwoord met die heerlike byreën wat buite val, 'n teken deur die eeue heen van sy seën oor ons. Mag ons die seën en die teenwoordigheid van die Here vanoggend hier ervaar, nie omdat ons is wie ons is nie, maar omdat hy is wie hy is. En mag ons in sy teenwoordigheid vanoggend rus. Die wêreld daar buite is afgesluit en ons het nou die geleentheid om tyd by ons Vader te spandeer. En wat 'n wonderlike geleentheid is dit nie. Kom ons sit net so en dan bid ek net vinnig vir ons vanoggend. Here, vanoggend wil ek nie meer vra vir u om teenwoordig te wees nie, want u het reeds dit beantwoord. Vanoggend sê ek net dankie, Here, dat u hier is. Dankie dat u 'n afspraak het met elkeen van ons. Dankie vir die Gees wat in ons woon en uit ons uitroep, Abba Vader. Dankie vir die reën wat daar buite val en ons herinner dat u ons seën en u ons liefhet. Dat u ons versorg en vir ons alles gee wat ons nodig het om te kan groei, soos die plante daar buite. Here, mag ons u geestelike reëns in ons lewens ervaar en groei en vrug dra, wat aan u die eer en die heerlikheid bied, tot in ewigheid. Amen. Kom sluit die oë net. Almagtige God en Hemelse Vader, ons kom buig voor die almag vanmôre, Heer, in groot dankbaarheid, Heer, dat U ons hier bymekaar gebring het, Heer, om elkeen met dieselfde boodskap te kom luister, Heer, 'n boodskap uit waarheid van U af, Heer. Seën ook so vir Martin op die stoel, Heer, preekstoel, Heer, dat hy slegs sal spreek wat U wil hê hy moet spreek, Heer. Dankie, Heer, dat U ons so getrou elke dag onderhou, Heer, ons gesondheidsgewys en finansiëel gewys, Heer. Dankie, Heer, dat ons in vermoë is, Heer, om vir iets terug te gee vanmôre met die dankoffer, Heer. Ag, Heer, as dit U mag behaag, kom neem dit aan van ons af, Heer. En kom gee vir ons wysheid, Heer, om dit te spandeer tot slegs eer en verheerlikheid van U groot en heilige naam, Heer. Ons dankie daarvoor, Heer. En wees ook so saam met die mense in Parys, Heer, en ook so die diens ook daar, Heer. Ons vra dit nie uit verdienste nie, maar enkel alleen uit genade, Heer. Amen. Ek gaan vir die van u wat die woord van die Here saam met u gebring het vanoggend vra om dit saam met my oop te slaan by Psalm 145. En ons gaan die hele Psalm daar saam lees, Psalm 145. Ons sal dit ook op die skerm vertoon. Terwyl jy daarna soek, sommer net 'n bietjie interessanthede. Die boek Psalm word eintlik verdeel, dis 'n samestelling van 5 boeke en Psalm 145 val in die 5de van die 5. En hierdie 5de boek se hooftema is lof en aanbidding. Dit is dan ook die laaste een van die psalms van Dawid wat vir ons opgeteken is in die skrif. So u sal weet daar's verskillende auteurs van die psalms, verskillende mense het verskillende psalms geskryf. Moses het psalms geskryf, Asaf het psalms geskryf. Daar's van hulle met onbekende skrywers en dan hierdie is dan die laaste een wat aan koning Dawid toegeken word. Baie gepas ook so, omdat dit Dawid se hele bediening en sy ervaring van die Here vir ons op 'n ongelooflike manier saamvat. Nou wil ek net sê, jy gaan sien aan die begin staan daar nou Alef, Bet, Gimel. Nou dis alles Hebreëse syfers wat hulle gebruik het om die verse te nommer. Ek gaan daai deel nie lees nie. Jy kan dit sien daar op die skerm en jy kan dit sien in die skrif, maar as ek dit gaan lees, gaan dit net die vloei van die Psalm bietjie onderbreek. Dis veronderstel om net te nommer, dis nie veronderstel om gelees te word nie. So kom ons lees Psalm 145. 'n loflied van Dawid. O my God, o koning, ek wil u verhoog en u naam loof vir ewig en altyd. Elke dag wil ek u loof en u naam prys vir ewig en altyd. Die Here is groot en baie lofwaardig en sy grootheid is ondeurgrondelik. Die een geslag prys u werke by die ander en hulle verkondig u magtige dade. Ek wil spreek van die glans van u heerlike majesteit en van u wonderbare dade.
En hulle sal spreek van die krag van u vreeslike dade en u grootheid wil ek vertel. Hulle sal die gedagtenis van u groote goedheid laat uitstroom en jubel oor u geregtigheid. Genadig en barmhartig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Die Here is vir almal goed en sy barmhartighede is oor al sy werke. Al u werke loof u, o Here, en u gunsgenote prys u. Hulle maak melding van die heerlikheid van u koninkryk en spreek van u mag, om aan die mensekinders sy magtige dade bekend te maak en die glansryke heerlikheid van sy koninkryk. U koninkryk is 'n koninkryk van alle eeue en die heerskappy duur deur al die geslagte. Die Here ondersteun almal wat val en hy rig almal op wat neergebo is. Die oë van almal wag op u en u gee hulle hul spys op die regte tyd. U maak u hand oop en versadig alles wat lewe met welbehae. Die Here is regverdig in al sy weë en goedgunstig in al sy werke. Dan hierdie baie besondere vers. Die Here is naby almal wat hom aanroep in waarheid. Hy vervul die wens van die wat hom vrees en hy hoor hul hulpgeroep en verlos hulle. Die Here bewaar almal wat hom liefhet, maar hy verdelg al die goddelose. My mond sal die lof van die Here uitspreek en laat alle vlees sy heilige naam loof vir ewig en altyd. Kom ons sit net so en dan sluit ons die oë en dan bid ons tot die Here saam. Vader, as ons hierdie woorde in die Psalm lees, hoe roep ons harte nie ook saam met Dawid uit nie, Here, hoe groot en wonderlik is u werke. So groot en so wonderlik, Here, dat die een geslag van die grootheid vertel aan die volgende geslag en aan die volgende geslag, en dat ons vandag nog steeds hier kan wees, Here, besig om die grootheid van u werke te besing, besig om u te bedink en met lof u troon te verheerlik, u naam groot te maak op al die aarde. Ag Here, u is so ongelooflik waardig, so onbeskryflik groot, so ondeurgrondelik genadig, dat ons hele lewens in verwondering aan u sal spandeer. Dankie, Vader, vir hierdie geleentheid wat ons het om u woord te open. Dankie vir die geleentheid, Here, wat ons het om te lees hoe Dawid u lof besing het, 'n man na aan u hart, sodat ons saam met hom u lof kan besing en kan word manne en vroue na aan u hart, sodat ons, Here, u naam kan aanroep en u naby aan ons kan wees. Dis al wat ons nodig het, Here. Dis al wat ons wil hê, dat u naby ons sal wees. Totdat u kom om ons te kom haal, bid ons dit. Amen. In 1964 stel die bekende duo Simon en Garfunkel 'n lied vry met die titel The Sound of Silence, wat ek seker is meeste van u baie goed ken. Nou ek het die woorde van die 3de vers vir ons in Afrikaans vertaal, want is hier waar die lied sy hoogtepunt bereik, en hy sê die volgende: En in die naakte lig het ek gesien 10.000 mense, miskien meer, mense wat praat sonder om iets te sê, mense wat hoor sonder om te luister, mense wat liedere skryf wat stemme nooit sal sing nie, en niemand het gewaag om die klank van die stilte te verbreek nie. Die waarskuwing in hierdie lied en ook die rede waarom so baie mense by hierdie lied aanklank gevind het, was duidelik. As ons nie die stilte breek nie, kan die stilte ons breek. Nou natuurlik het hulle nie geskryf en gaan ons nie vanoggend praat oor 'n fisiese stilte nie. Nie 'n stilte wat iemand gehoor kan word nie die afwesigheid van klank nie, maar daardie stilte van iemand wat praat
sonder om enigiets te sê. Die stilte van iemand wat baie woorde het, maar nooit hulle hart met iemand deel nie. Die stilte van iemand wat miskien nie meer lekker in die aande kan slaap nie, maar nog steeds vir almal groet en sê, dit gaan goed, dankie, en met jou. Dis die stilte van huwelike waar die vrou konflik wil vermy en die man nie kan sê hoe hy voel nie. Die stilte wat volgens 'n studie in 2012 tot 64% van egskeidings lei. Dis die stilte wat sê, ek sê maar liewer niks nie. Die stilte wat sê, 'n stil mond is 'n heel mond. Die stilte wat sê, verskoon die Engels, ek suffer in silence. In 'n sekere sin is hierdie emosionele stilte wat ons in ons lewens toelaat baie keer 'n vorm van valsheid. Dis miskien nie die valsheid waar ek opsetlik iemand probeer om die boslei en hulle probeer verwar nie, maar die valsheid van ons harte wat al so baie keer seer gekry het, dat ons die regte self, die ware emosie, die ware ervaring agter mure wegsteek, sodat mense nie daar kan uitkom nie. Mure wat ons probleme uithou, maar ook ander mense ver van ons afhou. Mure van trots, mure wat swakhede en probleme wegsteek, mure van hartseer. En die probleem is, hierdie mure wat bedoel is om ons te beskerm, is ook mure wat ons isoleer in 'n see van stilte. En dit maak van ons van die eensaamste mense in die geskiedenis. Dis ironies. Tegnologie het dit vir ons makliker gemaak as ooit om met mekaar te kommunikeer, maar volgens 'n studie wat deur 'n universiteit verrig is mense 45% meer eensaam vandag as in 2010, 15 jaar gelede. Ons het gewoon daarvan geraak om die mooi, die prentjie, dit wat ons graag wil voorhou vir ander mense te wys, maar die seer en die stikkend en die hartseer en die emosies en dit wat aan die binnekant aangaan baie keer weg te steek. Ons filter, ons kommunikasie, ons praat baie, maar sê niks. Ons hoor baie, maar ons luister nie meer nie. En jy sien, baie mense het hierdie tipe stilte wat verhoudings kan verwoes, nie net in hulle gewone sosiale lewe ingelaat nie, maar ook in hulle geestelike lewe. En natuurlik is dit daaroor wat ek meer wil gesels vanoggend. Jy sien, baie mense het hierdie ervaring waar hulle naby aan God wil lewe, maar dit voel vir hulle asof die Here 'n God van ver is en nie 'n God van naby nie. Dit voel vir hulle wanneer hulle bid hulle teen die plafon vas. Dit voel vir hulle wanneer hulle lofprysing doen, dat die lofprysing lewensloos is. Asof hulle maar net besig is om liedjies te sing. Hulle gebede het verander in ritmiese monoloë. Dinge waar ek vir God dieselfde tipe rympie en dieselfde tipe patroon oor en oor herhaal, maar my hart en my emosie en wie ek is aan die binnekant is net nie daar nie, en die Here is ook net nie daar nie. Nou jy weet, ek het verlede Sondag of die vorige keer wat ek hier gepreek het, begin praat oor die nabyheid van God, die ontsluiering van die nabyheid van God, en vanoggend wil ek steeds praat oor hierdie nabyheid van God, en hoe om die stilte te breek, wat tussen my en God kan ontstaan. Hoe kan ek na die Here toe nader met my hart en met my gebed, sodat ek die teenwoordigheid van die Here in my lewe kan ervaar. Ek glo, soos ek vanoggend hier voor u staan, dat gebed die sleutel is tot God se nabyheid in ons lewens. Gebed is nie 'n monoloog waar ek 'n rympie opsê of 'n gediggie opsê of iets mooi opsê of 'n versie herhaal of 'n liedjie vir die Here sing en die Here sit terug en aanskou nie, maar gebed is 'n lewende dialoog tussen my en God. En in daardie sin bou ons hier op aarde op presies dieselfde manier met God 'n verhouding as wat ons met ons medemens 'n verhouding moet bou. En net soos wat ons partykeer eintlik maar voel ons praat teen 'n muur vas wanneer ons met ander mense praat. Net soos wat ons partykeer ook voel dat daar hierdie geweldige stilte tussen my en 'n ander persoon is, al staan ons in dieselfde vertrek, al is ons besig om met mekaar te praat, is daar hierdie onoorbruggelike afstand tussen my en daardie persoon. So is dit ook teenoor God.
Jy sien, jare voordat Simon en Garfunkel hierdie lied geskryf het, het Jesaja God se hartseer oor hierdie stilte, hierdie emosionele stilte uitgespreek. En hy skryf vir ons daarvan in Jesaja 29 vers 13. En in Jesaja 29 vers 13 preek Jesaja en hy is besig om te praat met die herders van Israel, die priesters en die priesterhoofde en die hoëpriesters. En hy skryf vir hulle hierdie volgende woorde uit die mond van die Here. Hy sê, en die Here het gesê, omdat hierdie volk nader kom met hulle mond en my eer met hulle lippe, hoor wat skryf hy, hierdie stilte, terwyl hulle hul hart ver van my hou, sodat hulle vrees vir my 'n aangeleerde mensegebod is. Hulle het soos meganiese robotte gewou, wat die regte dinge sê en die regte dinge doen, maar daar is geen hart, daar is geen siel, daar is geen werklikheid meer betrokke in hulle godsdienst nie. Dis iets wat ons in ons tyd sien. Mense in hulle hordes erken of sê dat hulle Christene is. En hulle kom dalk selfs kerk toe. En hulle doen dalk selfs Christelike dinge. Hulle luister dalk selfs Christelike musiek. Maar wanneer 'n mens na hulle lewens kyk, dan is dit leeg aan die teenwoordigheid van die Here. 'n Mens sien nie daardie vrees van die Here, 'n mens sien nie daardie wandel met die Here, 'n mens sien nie daardie konstante gesprek met God in hulle lewens nie. En dan, my liewe toehoorder, al is die woord hard, is my godsdienst niks meer as 'n aangeleerde mensegebod nie. Gelukkig, as ons so 'n ervaring in ons eie godsdienstige lewe het, as jy vanoggend hier sit en jy sê, maar dis wat ek ervaar, ek wil dit nie ervaar nie, maar dis op die stadium wat in my geestelike lewe aangaan, dit voel asof ek na God roep, maar God hoor my nie, dit voel asof ek vra, Here sien my, maar die Here sien my nie, dit voel asof daar 'n leegte aan God se teenwoordigheid in my lewe is. Inteendeel, ek kan nie laas onthou wanneer het ek ervaar dat die Here naby aan my is nie, ek kan nie onthou wanneer laas het ek gevoel asof hy naby aan my leef nie, dan het ek goeie nuus vanoggend. Want daar is salf vir die stilte. Jy sien, ek dink aan Dawid. Mense in Dawid se tyd het nie 'n nabye verhouding met God verstaan nie. Dinge het baie anderster gewerk in daardie dae. Jy sien, die volk Israel het vir God geken, maar hulle het God geken as die rookwolk wat op die berg Sinaï was, en die God wat agter die voorhangsel in die tabernakel was, die God wat ver in die hemel was, die een wat jy nie by kon kom nie, wat jy nie kon sien en bly lewe nie, die een waar daar 'n afstand was tussen hom en die volk. Selfs toe die Here op die berg was en hy vir die volk sê, kom nader na my toe, het hierdie volk in vrees weggehardloop van die Here af, want daar was hierdie afstand tussen hulle. En 'n mens sien dieselfde ding in van die ander volke rondom hulle se godsdienste. Die gode was altyd ver hoog op 'n berg en die mense was hieronder. Maar met Dawid was dit 'n bietjie anders. Jy sien, as ons Psalm 145 lees en ons gaan bestudeer regtig wat daar aangaan, dan kom 'n mens agter, Dawid het nooit 'n God van ver geken nie. Vir Dawid was God 'n daaglikse werklikheid in sy lewe. Dawid het in daaglikse teenwoordigheid van God gelewe. Dawid was in 'n konstante gesprek met die Here. Dawid was nie een keer in sy lewe van God verlate nie. Het hy moeilikhede gehad in sy lewe? Verseker. Het hy uitdagings gehad in sy lewe? Verseker. Maar was God deur alles daar by hom? Ja. Hy self skryf, in die dal van doodstare wie daar is U. Hy self skryf, sal ek na die hoogte van 'n berg toe gaan of na die dieptes van die see? Waar sal ek gaan om die teenwoordigheid van die Here te ontvlug? Nêrens nie. Nêrens op hierdie aarde is daar 'n plek waartoe ek kan gaan waar God my nie kan kry nie, want ek leef in hierdie wonderlike, eenvoudige teenwoordigheid, nabyheid met God. Jy sien dit in Psalm 145, in vers 1 tot 7 besing hy God se magtige dade, sy absolute bewondering vir die Here.
En 'n mens kom agter dit wat hy reeds in Psalm 1 geskryf het. Hy oordink God se woord dag en nag. Dis altyd in sy gedagtes. Hy's altyd besig om te dink oor die grootheid van God, die heerlikheid van God, dit waarmee die Here besig is. In vers 8 tot 17 skryf hy oor die koninkryk van die Here. En sy absolute verwondering dat hierdie God, hierdie skepper van hemel en aarde, wat verhewe is bo enige koning, bo enige rykdom en gesag en geslag op hierdie aarde, is hierdie heerlike God, en hy kom aarde toe, en hy laat my deel wees van sy koninkryk hier op aarde, 'n koninkryk wat hy nie eers kon verstaan nie. En dan seker die klimaks van hierdie verhouding in sy heel laaste paar verse van sy heel laaste Psalm skryf hy hierdie ongelooflike vers 18, hoor, die Here is naby aan wie? Almal wat hom aanroep. Almal wat hom aanroep in waarheid. Wat kom gee Dawid vir ons? Hy kom gee vir ons daardie sleutel tot die nabyheid van die Here. Hy kom gee vir ons 'n belofte dat as ons God sal aanroep in waarheid, dat sy nabyheid 'n deel van ons lewens sal wees. Hy kom deel met ons die geheim van God se absolute teenwoordigheid. Dis die gebed in waarheid. Daardie waarheid is belangrik. Die Here Jesus skryf die volgende neer in Johannes 4 vers 23. Hy sê, maar daar kom 'n uur, en dit is nou. En hoor wat sê hy, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid. Want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. Nou as jy soos ek is en jy het hierdie woorde in Psalm 145 vers 18 gelees en jy het besef dat hierdie waarheid, hierdie gebed van waarheid die sleutel is tot God se teenwoordigheid in jou lewe, dan behoort daar 'n vraag in jou binneste op te kom en jy behoort te vra, maar wat is dit? Wat is die gebed van waarheid dan werklik? Hoe bid 'n mens sodat dit nie net die leë repetisie is van die heidene nie? Hoe bid 'n mens sodat jy nie op die straathoeke staan soos die fariseërs nie? Hoe bid 'n mens sodat jy nie soos die aanbidders in die tempel is aan wie God gesê het dat hulle besig is met lippetaal en 'n aangeleerde mensegebod nie? Hoe bid 'n mens in waarheid? Nou dis 'n breë onderwerp. Maar ek wil vanoggend net 3 gedagtes met u uitsonder. En die eerste gedagte is, dis die gebed wat afstand breek. En ek lees graag Jakobus 4 vers 8a. Daar staan, nader tot God, en hy, hoor hierdie belofte, sal tot julle nader. Nader tot God, en hy sal tot julle nader. Hoe moet ons die afstand breek? Ons moet nader tot God. Nou, wanneer 'n mens Jakobus 4 lees en jy maak die Bybel daar oop en jy begin dit te lees, dan voel dit vir jou amper asof Jakobus besig is om instruksies met 'n haalgeweer uit te deel. Dis hierdie kort, vinnige botinstruksies wat hy baie vinnig so een na die ander een inryg. Amper asof hy baie gehad het om oor te sê in die eerste 3 hoofstukke en dan gou alles wat nog oor was in hierdie laaste hoofstuk wil kom inryg. Maar as 'n mens dit mooi gaan bestudeer, dan kom 'n mens agter, Jakobus is eintlik vreeslik metodies. Jy sien wat gebeur het in Jakobus is, daar was baie mense wat in die gemeente ingekom het en hulle self baie groot kom hou het. En hulle het gesê dat hulle geleerde manne is en dat hulle die skrif ondersoek het en dat hulle nou wil verskil met hierdie een en daardie een wil verskil met daai een. En op die ou einde van die dag het hulle in 'n twisgeveg met mekaar betrokke geraak. Hulle het beklei soos net goeie kerkmense met mekaar kan beklei. En Jakobus sê dat hierdie bekleierery in vers 1 tot 6 het gelei nie net tot 'n skeuring tussen mense nie, maar tot 'n skeuring tussen hulle en God. En hierdie verhouding, hierdie nabyheid wat hulle met God gehad het verlore geraak. En 'n mens sien dit in die verse wat hy neerskryf.
Mens lees hierdie stilte raak, waarvan Simon en Garfunkel gepraat het. Hoor wat staan in vers 3, daar staan: Julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welleste deur te bring. Jy sien, hulle het gebid. Hulle was biddende mense, hulle het op hulle knieë gegaan, hulle oë gesluit, hulle het met God gepraat, maar die teenwoordigheid van die Here was nie daar nie. Hoekom nie? Omdat hulle verkeerd gebid het, omdat hulle gebid het om dit in hulle welleste deur te bring. Jy sien, hierdie gebed wat afstand breek, is 'n gebed wat op die regte plek moet begin, en Jakobus gaan vir ons dit leer. Die verkeerde plek, eerstens, is wanneer daardie gebed begin in my eie wêreldse begeertes, en my eie wêreldse en partykeer sondige, vleeslike maniere. En ons gaan nou sal ek 'n voorbeeld daarvan gee. Maar wanneer ek 'n gebed in waarheid wil bid, wanneer ek die tipe gebed wil bid waarvan Dawid gepraat het, dan is dit 'n gebed waar ek eenvoudig voor die Here moet kom staan en begin deur nie te dink aan my broer en aan my suster nie, maar te kyk na my eie lewe wanneer ek voor die Here kom. Jakobus, die res van vers 8 sê die volgende, luister mooi, hy sê: Nader tot God en hy sal tot julle nader. Reinig die hande, julle sondaars, en suiwer die harte, julle dubbelhartiges. Jy sien, Jakobus kom eintlik, as mens daar die hele gedeelte kom lees, en hy kom identifiseer vir ons wat die eintlike probleem was in hierdie gemeentes aan wie hy geskryf het. Die probleem was nie dat hulle met mekaar net beklei het en dat hulle vol van trots en vol van ydelheid was nie. Dit was net 'n simptoom van die probleem. Die probleem was, hulle harte was nie op die regte plek gewees nie. Daarom noem hy hulle dubbelhartiges. Hulle het met een helfte, met die een voet het hulle in die wêreld gestaan, en met die ander voet het hulle in die kerk gestaan. Hulle het met die ene helfte gebid vir dit wat hulle uit hulle self uit wou hê, en met die ander helfte het hulle miskien gebid wat die Here wou hê. Hulle harte was nie by die Here nie. En Jakobus kom na hulle toe en hy sê, as julle hierdie nader tot God wil doen, is die eerste ding wat jy doen om uit te stel by die wêreld en in te stel op God. Om op te hou vra, wat wil ek hê, en te vra, Here, wat wil U hê? Toe ek hierdie gedeelte bestudeer het, het ek so by myself gesien, daardie oudtydse radio's, nou van die ouer mense mag dalk weet, maar hy het nog so 'n lekker groot knop gehad, en dan so 'n balk daar met so 'n rooi streepie, en dan het jy nou daai groot knop gedraai, en dan hoor jy net shhh, en dan praat iemand so half, en dan moet jy nou draai, totdat jy hom op die regte plek gekry het. En dis presies waarvan Jakobus hier praat, daar die uitstel by die wêreld en instel by God, sodat dit nie net jy is wat besig is om te praat nie, maar God wat besig is om jou te antwoord. Wanneer jy in eerlikheid voor die Here kom staan en sê, Here, hierdie is hoe ek voel, hierdie is my ervaring, hierdie is my sonde, hierdie is my tekortkominge, Here, wat wil U hê? Dis wanneer die Here in my teenwoordigheid inkom. Hoor wat skryf hy in Maleagi 3 vers 7. Sedert die dae van julle vaders het julle van my insettinge afgewyk en dit nie onderhou nie. En dan sê hy, keer na my terug, bekeer jou, en ek wil, kosbare woorde, ek wil na julle terugkeer, sê die Here. Ek wil in jou teenwoordigheid wees, sê die Here. Maar jy moet eers jou hart reg kry. Ek wil dit prakties maak. Hoeveel keer in my lewe het ek nie al op my knieë gegaan en gebid oor iets wat my pla in iemand anders se lewe nie? Hoeveel keer in my lewe het ek nie al vir die Here gesê, Here, weet jy, ek is regtig ontevrede met hierdie een en met daai een. Here, hierdie een en daardie een doen so verkeerd. Here, wanneer gaan U nou hulle straf? Here, wanneer gaan U regverdigheid laat geskied? Here, wanneer gaan U nou hierdie probleem kom oplos vir my? Here, wanneer gaan U my nou help? Here, wanneer gaan U my nou hoor? En wanneer ek stil raak en my hart geopenbaar is, dan kom die Here en hy vra vir my, maar wanneer gaan jy verander? Wat is daar wat ek in jou lewe kan doen?
Jy sien, die Here het al baie keer toegelaat dat ek op 'n punt in my lewe kom waar ek kwaad is vir iemand. En dan vir die Here bid en sê vir die Here, Here, ek is kwaad vir daardie persoon. Ek dink nie daai persoon het my reg hanteer nie. Ek dink nie daai persoon het regverdig opgetree nie. En dat die Here na my toe kom met hierdie eenvoudige waarheid en vir my vra, het jy al aan daai persoon liefde gewys? Het jy al aan daardie persoon geïllustreer wat vergifnis is? Wat is daar wat ek by jou eers kan verander? In berading is daar 'n baie eenvoudige beginsel en ek moet dit nogal baie keer herhaal, veral as ek met huwelike werk. En dit is wanneer daar 'n persoon voor jou kom sit en hulle kom vertel jy nou hulle storie, het hulle gewoonlik baie goed oor baie mense te sê. En baie keer moet ek vir daai persoon sê, dis goed en ek hoor jou, maar ek wil hoor oor jou ervaring. Want ek kan nie in hierdie sessie met jou 'n ander ou se gedrag verander nie. Ek kan jou help om jou eie gedrag raak te sien. Om jou eie gedrag in die lig van God se woord te aanskou en dit te verander. En dis wat die Here van ons verwag, dis die gebed in waarheid. Dis 'n gebed waar jy stil word en sê, Here, nie my wil nie, maar U wil. Dis 'n gebed waar jy sê, Here, kom wys my wat daar is wat ek nog moet verander. Dawid het baie keer sy gebede geopen en gesê, Here, kom deursoek my hart. Kom stap deur die huis van my hart en kyk of daar by my 'n weg van ongeregtigheid is. Die deure van sy huis, as ek dit so in 'n metafoor kan uitdruk, oopgemaak en gesê, Here, kom kyk wat gaan aan in my laaie en in die kaste. Kom skuif die banke weg, kom vee die gordyne kant toe, Here, kom kyk of daar iets in my huis is wat moet verander. Wanneer die volk die fees van die ongesuurde brode gehad het, het hulle die suurdeeg uit hulle huise uit verwyder. En dan was dit gebruik geweest dat jy iemand sou kry, 'n ander gesin sou kry, en jy sou hulle in jou huis stuur, en hulle sou na jou deur gaan om te kyk of kry hulle nog eers 'n bietjie suurdeeg, sodat jy kan seker wees dat dit uit jou huis uit is. En dis wat die Here vir ons vra, om jou hart oop te stel voor hom. Die tweede gedagte, die gebed van waarheid, is 'n gebed wat harte oopmaak. Jeremia 29 vers 12 tot 13 sê, dan sal julle my aanroep en heen gaan en tot my bid, en ek sal na julle luister. Hoor hierdie belofte, julle sal my soek en vind as julle na my vra met julle hele hart. Jeremia 29 is vir my 'n kosbare hoofstuk in die Bybel. Dis vir my een van daardie ongelooflikste, mooiste boodskap. 'n Mens vind die volk in hierdie hoofstuk op 'n verskriklike plek in hulle geskiedenis. U sien, die Here het in die eerste paar hoofstukke van hierdie boek na die volk toe gekom en vir hulle keer op keer gewaarsku, bekeer julle van julle verkeerde weë of ek gaan toelaat dat julle in ballingskap weggevoer word. En wat het die volk gedoen? Hulle het elke keer geweier om te bekeer. En dan die Here met 'n volgende teken en 'n volgende boodskap gekom en die volk het geweier. En met 'n volgende boodskap en die volk het geweier. En met die volgende boodskap en die volk het geweier. En op 'n stadium kom dit op daardie punt waar die koning van Babel kom en hy hierdie volk neem en hy hulle in ballingskap wegvoer in hulle land. En ons ken daardie ander lied. Hulle sit by die rivier en by Babylon en hulle huil omdat hulle weggevat is uit hulle volk uit, omdat hierdie straf wat die Here gesê het oor hulle gaan uitgegiet word, oor hulle uitgegiet is. En 'n mens sal half verwag dat die Here nou op hierdie stadium vir hulle sal sê, lekker, julle kry nou wat julle verdien. Ek het julle mos gewaarsku en nou sit julle hier, kry vir julle. Maar die Here doen nie dit nie. Die Here kom in ongelooflike sagtheid en teerheid na hierdie volk toe in hoofstuk 29, gaan lees dit gerus, en hy sê vir hulle, moenie vrees nie, moenie hierteen beklei nie, maar plant bome en kry kinders, en laat julle seuns en julle dogters trou, want oor 70 jaar sal ek julle weer terugvoer. En dan sê hy vir hulle daardie ongelooflike woorde, wat ons so lief is om uit konteks uit te haal, en hy sê vir hulle, ek weet watter planne ek kan gaande julle koester. Planne van goedheid en voorspoed en guns, nie planne van onheil nie.
En dan hou ons daarvan om nie die volgende 2 versies te lees nie, want hoor wat hy sê die terugkeer na die beloofde land toe, oor 70 jaar, sal nie net 'n fisiese terugkeer wees nie, maar 'n geestelike een. En julle sal die nabyheid van God, wat julle verloor het, weer kry. Julle sal my aanroep en heen gaan en tot my bid. Julle sal my soek en julle sal my vind, as julle tot my in waarheid roep. Die woordjie heen gaan wat hy daar gebruik is 'n verskriklike mooi Hebreëse woord. Die woordjie beteken in sy letterlike sin om jou hande uit te steek na bo toe. Dis dieselfde beeld van 'n babietjie wat as sy ma of pa verbyloop, dan gaan hy mos so met sy hande en dan gaan hy net en dan moet jy weet dit beteken tel my op asseblief. Ek wil by jou wees, ek wil teen jou bors vasgedruk word. En dis presies hierdie woorde. Julle sal tot my aanroep, julle sal tot my bid en julle sal heen gaan, julle sal julle arms na my toe uitstrek. Julle sal tot my bid en ek sal luister. Jy sien, hierdie tweede enetjie is waar ek met my hele hart na God soek. Nie net vir die gebed wat ek bid nie, maar dat God teenwoordig sal wees met my hele lewe. Daar's baie mense in hierdie wêreld wat God se teenwoordigheid baie graag soek in die kerk en hulle soek die Here se teenwoordigheid in hulle gebede. Maar wanneer hulle uitklim by die karre by die huis, dan moet die Here maar in die kar wag. As hulle deur die week by die werk is, dan moet die Here net nie saamkom daar om te kan hoor wat ek sê en hoe ek praat en die dinge wat ek dink nie. Solank die Here se teenwoordigheid nie saam met my televisie kyk of saam met my radio luister nie. Solank die teenwoordigheid van die Here nie saam met my in gesprekke is nie. Jy sien, as ons die Here se teenwoordigheid soek, soek ons dit met ons hele hart. Toe ek hieraan gedink het, het ek dit dadelik deurgetrek na my eie lewe toe. Jy sien, ek het nou al die ongelukkige voorreg gehad. Ek het baie met tieners ook gewerk en dit gebeur baie daar, dat jy op 'n stadium besig is om met 'n groep van hulle te praat en dan besef jy, hulle is so ver weg en nie deel van hierdie gesprek nie, dat as jy nou ophou praat, niemand van hulle gaan agterkom nie. En ek dink ons almal was dalk al in sulke gesprekke waar jy gevoel het, ek gaan nou maar net ophou om ietsie te sê, want dit lyk nie asof iemand luister nie. Dit het daarom nog nooit hier van die kansel af gebeur nie. Maar dan was ek ook al in gesprekke gewees waar dit gevoel het asof die hele wêreld rondom jou wegsmelt en hierdie gesprek al is wat aangaan. Ek is besonder bevoorreg om getroud te wees met 'n vroutjie waar as ek en sy met mekaar gesels, dan voel dit asof die heelal gaan stil staan het en net ek en sy besig is om met mekaar te praat. En dis wat 'n volle hart beteken. 'n Hart wat nie besig is met die wêreld of die werk of die skedule of die ander mense of enige ander ding nie, maar 'n hart wat eenvoudig na God soek in liggaam, siel en gees. Wat die Here nie wil kompartementaliseer in sekere gedeeltes van my lewe nie, maar wat die Here deur hierdie gebed wil innooi na my hele lewe. Wat die Here, as ek nou die metafoor kan gebruik, die wagwoord op my selfoon wil gee. Wat die Here wil toelaat om my e-posse te lees. Wat die Here wil toelaat in elke gesprek, elke gedagte, wat hom toelaat om my lewe met my te deel. As ons wil die Here se teenwoordigheid in ons lewe aanvaar, moet ons bereid wees dat hy volkome teenwoordig kan wees. Die derde gedagte. Die gebed waar waarheid anker. Hebreërs 11 vers 6 sê, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan, hy wat bid, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek.
Jy sien, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Hebreërs 11 is daardie wonderlike geloofshoofstuk in die Bybel en baie van ons is bekend daarmee. Hebreërs 11 gee vir ons die definisie van geloof. Dit gee vir ons voorbeelde van geloof. Dit gee vir ons praktiese toepassing van geloof in ons lewens. En dan kom dit in daardie vers, in vers 6, en sê vir ons dat geloof ook 'n kritiese deel is van ons gebed. Geloof is nie wanneer ek na God toe gaan en sê, die Here moet teenwoordig wees in my lewe as gevolg van wie ek is nie. Die Here se teenwoordigheid is nie hier omdat ek sondeloos of volmaak is of goed is of reg is nie, maar geloof sê dat ten spyte van my tekortkominge, ten spyte van wie ek is, glo en vertrou ek, maak ek die keuse om te glo dat hy is wie hy sê hy is en dat hy 'n beloner is van die wat hom soek. Dis baie eenvoudig. As jy die Here se teenwoordigheid in jou lewe soek, moet jy glo dat hy sal kom. Sy teenwoordigheid is nie 'n gevoel nie. Is nie 'n warm gevoel in jou hart nie. Sy teenwoordigheid is nie voorspoed nie. Sy teenwoordigheid is daardie vaste vertroue, daardie konstante gesprek, waar jy luister na die stem van die Here. En as jy glo dat hy deel van jou lewe wil wees, as jy glo dat hy in nabyheid saam met jou wil wandel, hy is 'n beloner van die wat hom soek. Dis my gebed, liewe toehoorder, en ek sluit hiermee af, dat u die ongelooflike voorreg van God se teenwoordigheid in u lewe sal soek en sal vind. Dat u nie deur hierdie lewe alleen sal gaan, geestelik sonder die Here nie, maar dat u hom sal innooi in die geestelike lewe. Ek bid dat u sal tyd maak vir gebed. 'n Mens kan die hele dag bid. Ek hou daarvan om te bid in die kar as ek alleen ry. Maar 'n mens moet tyd maak om stil te word voor die Here. Tyd maak om, soos hy sê, jou in jou binnekamer af te sonder en te sê, Here, nou wil ek nie net praat nie, maar ek wil luister. Here, nou wil ek vir u sê wat in my lewe aangaan, maar ek wil luister. Op kweekskool het een van ons dosente op 'n stadium vir ons gesê, hy wil hê ons moet gaan vir hom antwoord kry van hoekom moet ons bid as God alles weet? Hoekom moet ek vir die Here vra wat ek nodig het as hy alreeds weet wat ek nodig het? Hoekom moet ek vir die Here vra om iemand te genees as hy alreeds weet dat ek verlang dat daardie persoon genees moet word? Hoekom moet ek bid vir my toekoms as die Here reeds die toekoms ken en vasbesluit het wat hy sal doen? Hoekom moet ek bid? En die antwoord, terwyl ons baie teologies daaroor gaan dink het, was eintlik baie eenvoudig. Want die Here wil met jou tyd spandeer. Soos 'n pa wat weet wat sy kind nodig het, is dit nog steeds belangrik om soms te sit en te gesels. Die Here wil tyd met jou spandeer, nie tot sy voordeel nie, maar tot joune. Die Here wil homself 'n deel van jou lewe maak. Die Here Jesus Christus was ook besig. Hy het ook 'n belangrike werk gehad. Maar hy het vroeg in die oggend homself afgesonder en tyd in gebed spandeer. Want die Here Jesus Christus kon dit nie waag om sonder die nabyheid van God vir een oomblik in sy lewe te gaan nie. As hy dit nie kon doen nie, hoe kan ons? Soek die Here in gebed. Soek hom ernstig. Soek hom met jou hele hart. Soek hom sonder om dele van jou lewe weg te steek of mooi te praat, maar praat met hom eenvoudig en reguit. Die Here ken jou. Die Here wag vir jou. Hy wil met jou tyd spandeer. Hy wil 'n deel van jou lewe wees.
Hy wil met jou sit en gesels. Een van die mooiste verhale in die skrif is die van die vrou wat by die put in Samaria was. En wat vir my kosbaar is van daardie verhaal is dat die Here Jesus nie eintlik die pad moes stap wat hy gestap het om by daai put uit te kom nie. Daar was korter, beter en veilige roetes wat hulle kon volg. Maar die Here Jesus het aangedring om daardie roete te stap, want op daardie spesifieke dag, op 'n spesifieke tyd wanneer niemand eintlik na die waterputte toe gegaan het nie, het hy 'n afspraak gehad met daardie vrou in Samaria. Die Here het met elkeen van ons 'n afspraak, liewe vriende. Hy wil met jou praat. Hy stel nie belang in jou monoloog nie. Hy soek jou dialoog. Hy wil met jou gesels. Jy gaan in die week wat voorlê die keuse moet maak. Of jy die afspraak gaan nakom of nie. Of jy tyd gaan maak om stil te word of nie. Gebed is nie so ingewikkeld soos wat mense dit maak nie. Dit hoef nie 'n uur lank te wees nie, dit hoef nie te gebeur op 'n sekere tyd van die dag nie, jy hoef nie eers jou oë toe te maak nie, dit staan nêrens in die Bybel nie, ek weet nie altyd hoekom doen ons dit nie. Gebed is net om tyd te maak vir God. Maak vir hom tyd. Hy wag vir jou. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons glo dat U 'n beloner is van die wat U soek. En ons soek U. Here, kom maak met ons elkeen 'n afspraak. Help ons om dit in ons kalender in te sleutel. Help ons om die uur daarvoor uit te bespreek. Help ons om die tyd en die plek af te sonder. Ontmoet ons daar, Here. En maak die storms in ons hart en die besigheid van die wêreld en die dinge wat buite aangaan stil. Sodat ons harte voor U kan oopmaak. Sodat ons vir U die hart kan wys wat baie keer seer en hartseer dra. Sodat ons vir U die harte kan wys wat stikkend en wat heel is. Sodat ons in eenvoud voor U kan wees. En daar in die stilte van ons binnekamer, die stilte van 'n hart breek, sodat U 'n deel van ons kan wees, sodat U naby aan ons kan leef, sodat ons U kan verheerlik, Vader. Ag Here, dit is beter om 1 minuut in U teenwoordigheid te wees, as om 1000 jaar daarsonder te lewe. Ons loof U, Here. Ons verwag U, Here. Ons soek U, Here, totdat U kom. Amen. Die duiwel is nie tevrede met 'n besluit wat U kan neem om die Here te ontmoet in die week wat voorlê nie. Maar terwyl hierdie uitdaging vir U gegee is, laat ons saam sing en mekaar vermaan met die woorde van hierdie lied. Bly volhard soos atlete. Al maak die duiwel ons moeg en besig in die week wat voorlê, staan vas en gaan soek die Here. Kom ons staan en sing ons dit saam. Dat ons almal die wenstreep sal haal.
ontvang dan nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onse Vader en die teer opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met u elkeen totdat hy kom. Amen.